Ons sonderskoolkinders gaan ons verlaat, hulle gaan daar agter toe. As julle wil saam gaan, julle is meer as welkom. My vrou is daar agter by die sonderskool. Ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. Vanoggend Pinkster Sondag. En hierdie hele week lank bid ons en ons soek die aangesig van die Here. Dat hy iets groots en iets wonderliks sal doen in ons lewe. Jy sien, God wil hê dat ons moet lewe as geesvervulde kinders. God wil hê dat ek hier moet lewe, dit wat hy ons geskep het. Om hom te aanbid in vrymoedigheid, hom te aanbid met krag en heerlikheid, en in sy teenwoordigheid in die troonkamer te kan inkom, sodat hy ons kan wys wie hy is. Want jy sien, die Heilige Gees openbaar die hart van die Vader vir my en vir jou. En dan verstaan ons beter, hy leer ons van Jesus Christus. Maar so baie maal dan los ons die Heilige Gees agter en ons voel hy is so belangrik. Maar die Heilige Gees is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is ook God, die Heilige Gees woonagtig in my en jou. 'n geskenk van die Vader van die begin af vir my en jou beloof het. Toe Jesus opvaar, toe sê hy, bly in Jerusalem, want my Vader sal vir julle gee 'n ander trooster. En dit is die Heilige Gees. En ek en jy kan nie sonder hom lewe nie. Ons kan vanoggend dink in ons eie krag, ons kan dink, ons kan dit doen, of wat ook al, maar ek wil vir jou sê, jy raak moeg, jy raak tam, jy raak uitgeput, en partymal wil jy sommer net moed opgee. Hoekom? Want ons werk nie in die krag van die Heilige Gees. Ek wil vanoggend vir jou verduidelik wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom. As jy vanoggend nie Pinkster is nie, dan wil ek vir jou sê, ek verkondig nie 'n dwaallering of enigiets soos dit nie, maar vir jou leer wat uit die woord van God is. En hoe dit van toepassing is op ons lewe. Hoe die Here daarna smag. Dat wanneer ek en jy hom aanbid, dan sê hy ons aanbid hom in waarheid, dit wat in ons hart is, opregtheid, en ons aanbid hom in die Gees, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is vir my en jou baie belangrik. In Handelinge 2. Ons sien toe Jesus opvaar na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, die mense wat saam met hom was, dat hulle in Jerusalem moet bly, dis waar die teenwoordigheid van God altyd in die tempel was in Jerusalem. Hulle moet daar bly en dat hy die Gees vir hulle gaan uitstort. Hy sê 'n kort rukkie. En ons weet, dit is 10 dae na die opvaarding van ons Here Jesus Christus, het hy die Gees uitgestort in die bokkamer oor die disippels en almal wat daarna gesmag het. En ek wil hierdie woord vir jou herhaal. Hy het dit gegee vir almal wat daar was en almal wat gesmag het na die Heilige Gees. En toe gebeur dit wat God in stoor gehad het. Toe gebeur dit wat Jesus vir hulle gesê het. Die profesie en die woord het tot vervulling gekom en dit wat gebeur het op daai spesifieke dag, daai Sondag, terwyl hulle in die boot getrek het. Kom ons loop deur dit. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Soos ek en jy vanoggend. Hulle was by mekaar gewees, maar hulle was vir 10 dae by mekaar gewees. En vir 10 dae het hulle die aangesig van God gesoek vir hierdie belofte wat die Vader vir hulle sou gee. Johannes die Doper het gesê, ek doop met water, maar daar is iemand wie ek nie waardig is om sy skoene vas te maak nie, hy doop met die Heilige Gees. En hulle het 'n afwagting en 'n verwagting oor die ontvangs van die Heilige Gees. Skielik was daar in die lug bokant hulle gelyk soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het tussen hulle verskyn om elkeen van hulle gaan sit. Daar was ongeveer 120 mense in die boot. En die 4 tonge het op elkeen van hulle gaan sit. Dit is die teenwoordigheid en die krag en die simboliek van die vuur van die Heilige Gees en die grootheid van God. Ons gaan nou daarna kyk. Almal is toe met die Heilige Gees vervul. Almal wat al was wat gesmag het daarna, is gevul met die Heilige Gees. Die Gees vir hulle die vermoë gegee het hulle in ander tale begin praat. Want jy moet verstaan, hier gebeur iets anders. En ek gaan dit nou vir jou verduidelik, want daar's partymal 'n miskonsep rond tussen Pinksterkerk oor wat hier gebeur. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare laat saamkom. Daar was, soos die Engelsman sê, 'n buzz in Jerusalem.
Dit was een van die oesfeeste waar daar was en almal van hulle was daar. Hulle het van 15 verskillende provinsies en dorpe afgekom en elkeen van hulle het 'n verskillende taal gepraat en hulle was bymekaar om fees te vier toe die Heilige Gees uitgestort word op die apostels en die mense wat in die boot getrek is. En hierdie ding wat gebeur het, ons weet ons as iets gebeur by die bure langsaan. Skielik is die ambulans daar. Ok, ons is ordentlik, so ons loer nie in die gordyn. Ander ouens storm sommer uit en kyk oor die muur en ja, kan ek help of wat ook al. Die nuuskierigheid was daar van die mense en hulle wou kom sien wat is besig om te gebeur. Iets fenomenaal is besig om te gebeur en hulle wil nie uitmis op dit. Die geluid van die storm en die stemme het 'n groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen die gelowig is in hulle eie taal hoor praat. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat 12 apostels en die manne van Galilea ewe skielik in verskillende tale kan praat wat ons kan verstaan? Dis 'n wonderwerk wat besig was om te gebeur. Want al wat hulle geken het, hulle het nie skool toe gegaan nie, hulle was dalk geleer, maar jy het ouens gehad en ons gaan sien, wat van verskillende provinsies afkom, wat al later wil nie sê baster nie, maar wat getrou het saam met die ander mense daar en hulle dialek en hulle taal aangeneem. En hier beskielik, hierdie manne van Galilea is besig om te praat in 'n verskillende taal wat hulle kan verstaan. Dis nie 'n taal wat nie sin maak nie. Hulle was heeltemal uit die veld. Hulle het uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs. En tog hoor ons. Hulle in ons moedertaal praat. Hier is ons. En dan noem hulle al die plekke op waar hulle vandaan kom. Persië was 'n ander taal as die Galileërs, Medesiërs en Elamite, mense wat uit Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië en na Sirië se kant toe. Besoekers uit Rome. Hier is 'n mengelmoes van mense wat altyd saam daar so is. En ewe skielik hoor hulle hierdie manne van Galilea is besig om te praat in hulle taal. Jode sowel as Proselyte, Kreteneërs en Arabiere, ons almal hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle is besig om te hoor. Mense praat in hulle eie taal oor die grootheid van God. Geen skinderwoord, geen negatief nie. Daai taal wat hulle besig is om te praat, of hulle dit verstaan het, weet ek nie. Of Paulus of Petrus en Johannes verstaan het, dat hulle dalk in 'n taal uit Libië praat, weet ek nie. Maar die mense wat gehoor het gehoor wat hulle besig is om te sê en hulle het verstaan dat hulle is besig om te praat en hulle is besig om die naam van God groot te maak, want die krag van die Heilige Gees het oor hulle gekom, soos die belofte, julle sal my getuies wees. In Juda, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dan Anthony het party van hulle mekaar gevra. Hulle het gevra, is hierdie mense nie dalk dronk nie? Is hier nie iets fout met hierdie mense of wat ook al nie? Hulle kon nie verstaan dit wat God besig was om te doen. Maar die krag van die Heilige Gees het oor die apostels gekom en daar was 'n verandering in hulle hart, in hulle denke en in hulle spraak. En dit het alles gegaan oor God. Alles gegaan oor die grootheid, en ons gaan nou kyk wat Petrus vir hulle sê. Petrus preek die eerste Pinksterdiens en 3000 mense kom tot bekering. Wow! Wanneer ons kyk in vers 2 en 3, wind en vuur simboliseer die teenwoordigheid van God. Hulle het dit nie verstaan nie, maar die mense in die boventrek het geweet, daai belofte van die Vader van ons gee 'n ander voorspraak, iemand anderste, dit is besig om te gebeur. Ons gaan terug na Eksodus 3 vers 2 toe. Skielik het die engel van God aan hom verskyn in 'n vlam wat in 'n bos brand. Moses was verwonderd want die bos het aanhou brand, maar dit het nie uitgebrand nie. Jy sien die vuur en die vlamme was die teenwoordigheid van God. En Moses staan daar en hy kyk na hierdie bos en skielik sê die Here vir hom, "Hey, jy is op heilige grond, trek uit jou skoene." Die Heilige Gees was daar, God was teenwoordig toe dit uitgestort was. Psalm 104.
Die winde is die boodskappers, die weerligstrale die dienaars. Die wind het gekom en die boodskap gebring. Ons weet, ons kan nie bepaal waar om die wind vandaan en waarheen gaan nie. Net so het God sy gees uitgestort. Waar hy vandaan kom is van die Vader af en die doping deur Jesus Christus het met my en jou gebeur. Ander tale in vers 4. Dit gaan nie oor 1 Korintiërs 12, 28, 30, 14 of 9. Hierdie tale was nie die gawe. Jy sien so baie maal om ons onder die wan indruk en dan word vir ons gesê, maar wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, onmiddellik begin jy praat in 'n ander taal en hulle verwys na hierdie skrifgedeelte. Dis nie wat gebeur het. Hy het in 'n taal begin praat sodat die mense dit kon verstaan, want al die Jode was bymekaar en almal kon die woord van God gehoor het. As ons vanoggend hier so staan en ons begin praat in tale, en hier is mense wat nie spreek van tale ken nie, gaan hulle wonder wat gaan. Hulle sal dalk dink soos hierdie skare, is hierdie mense dalk nie dronk nie. Jy sien, die spreek van die tale wat hulle daar gehoor het, was die grootheid van God en die almag van God, en dit was die wonderwerk wat God besig was om te doen deur 'n taal. Hier gaan dit echter oor die bekende tale van daardie tyd. Jy sal onthou, Toring van Babel. Almal het al probeer opklim en hulle wou boontoe gaan en hulle wou gelyk word, of hulle wou na God toe gegaan het. En God het verwarring gebring deur middel van taal. En hulle kon mekaar nie verstaan nie. Hier keer God dit om en hy maak dit 'n wonderwerk, ewe skielik deur die Gees van God begin hulle om dit te verstaan, dit wat besig is om te gebeur. Die taal wat ek hoor is 'n taal wat ek ken. Dit is wat God wat besig is en dan die apostels wat besig is om te gesels oor die grootheid van God. Genesis 11 vers 1 tot 9 praat oor die toring van Babel en wat gebeur het. Maar nou binne die Gees hulle weer by mekaar deur 'n taal wonder. So wil Lukas wys dat die kerk van Christus meer 'n eksklusiewe Joodse verskynsel is nie. Jy sien, dit gaan nie meer net oor die Jood nie. Die uitstorting van die Heilige Gees gaan oor alle volke, alle tale, alle nasies, almal wat glo in Jesus Christus, almal wat glo dat hy gesterf het en opgestaan het, almal wat glo dat ek moet aflê van sonde en dat ek gevul is met die Gees van God. Gaan nie meer net oor die spesifiek oor die Jode nie. Gaan nou oor my en jou. Jy sien, ek en jy is aangeneem, ons is kinders van God. Ons is ingeënt, ons is die wilde loot wat ingeënt is by die wingerdstok. Maar 'n liggaam wat alle tale en kulture insluit. Selfs die ons. Die kerk wat aanvanklik net 'n Joodse gelowige is, bestaan nie, word nou verander na 'n kerk vir almal, as gevolg van wat die Heilige Gees doen. Vers 14. Hierdie is Petrus. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Hy die skare met 'n harde stem toegespreek. Petrus die impulsiewe persoon. Petrus die een wat gesê het, maar ek sal nooit die Here verraai nie. Petrus wat net sommer sy baadjie aangetrek het en op die water begin loop het, wat die swaard gevat het en die Romeinse soldaat se oor afgesny het, ewe skielik staan hy op. Daar gebeur iets binnekant in Petrus toe hy die Gees van God ontvang. Hy staan op met boldness, hy staan op met selfvertroue. Hy spreek hierdie mense aan. Met 'n harde stem praat hy met hulle, Jode en julle almal wat in Jerusalem woon. Neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek gaan sê. En neem 'n autoriteitsfiguur aan. Is dit nie Jesus wat vir hom gesê het, Petrus, maak jou nie dood nie. Julle moet nou goed luister. En dan vertel hy vir hulle, vanaf vers 22 tot 26, preek Petrus met selfvertroue oor die dood en die opstanding van Jesus. Hy vertel vir hulle, hy sê hy wat gesterf het opgestaan aan die 3de dag, hy het die sonde van die mens weggemaak, daaroor is dan die veroordeling vir my en vir jou wat in Christus Jesus is. Hy sê dis die goeie nuus, en ek word gedryf deur die Gees van God om dit vir jou te vertel. Petrus kon opgestaan het en gesê, weet jy wat, ons was so bang.
vir hierdie Jode. Nadat hulle Jesus gekruisig het ons gaan wegbring. Ons het ons toegesluit agter deure en dit en ons wou nie eers uitkom nie, want ons was bang as die volgelinge of die disippels van Jesus gaan ons ook gekruisig word. Maar hier staan hy op. Jy sien iets het gebeur in my boventrek toe die Heilige Gees oor hom kom en hy krag. Krag om op te staan voor die ouens wat hom kan vervolg, voor die mense van die Sanhedrin, staan hy op en hy sê vir hulle, luister, dis wat gebeur het. Deur die Heilige Gees krag doen hy dit. Dink jy dit? Vers 37 vertel ons die impak van Petrus se getuienis. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, geagte volksgenote, wat moet ons doen? Hy preek vir hulle oor Jesus Christus, hy preek oor die dood en die opstanding, hy preek oor die genade en hy preek oor die liefde en dit tref hulle hier binnekant. En hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Klink anders as Nikodemus wat vir Jesus gevra het, wat moet ek doen? Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Dis wat julle doen. Vanoggend sê hy vir my en vir jou, as jy nie Gees vervuld is nie, jy smag na die Heilige Gees, hy wil vir jou die Gees gee, kom tot inkeer. Verander jou lewe sodat jy die Gees van God kan ervaar. Handelinge 3 vers 4 tot 8. Nadat Petrus klaar met hulle gepraat het, gaan hy in die straat uit. En is omtrent 3 uur die middag en hy gaan preek in die tempel. En hierdie gebeur. Petrus kyk om toe saam met Johannes stip aan, hulle kry die verlamde persoon wat ons gesit. Hy is besig om te bedel vir 'n almoesie. En Petrus en Johannes kom aangestap en hulle sê vir hom, kyk vir ons. Die verlamde man kyk toe na hulle in die verwagting dat hy 'n bydrae gaan kry. Hy het gedink iewers te gaan hulle vir hom geld gee. Min was hy, het hy geweet, dit wat gaan gebeur sal sy lewe vir ewig verander. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Op die gesag van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop, en hulle vat hom aan die regterhand, hulle tel hom op en onmiddellik is die genesing daar, en onmiddellik begin hy loop. Sien wat gebeur in die krag van die Heilige Gees. Hulle het dit nie van tevore gedoen toe Jesus gekruisig is en daai 40 dae en die 10 dae daarna nie. Maar toe die Gees van God oor hulle kom, toe staan hulle op en hulle begin om dit te doen. Petrus vat die man toe aan sy regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels gesond en sterk geword. Nie oor 'n tydperk gaan vir rehabilitasie en gaan vir fisio of wat ook al nie, onmiddellik. Dink dit vir jouself, daai dun beentjies wat aan die spiere is en daai enkels wat nie mooi kan funksioneer nie. Iewes skielik kan hy sy voete begin beweeg, iewes skielik kan hy begin staan. En hy doen dit in die geloof, want hulle het vir hom gesê, en in die gesag van Jesus Christus staan op en loop. Wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, het jy dieselfde gesag en autoriteit om vir die siek te sê, staan op en loop. Want dis God wat binne in my is. Die derde persoon, die Heilige Gees wat binne in my werk en deur my werk, is nie my krag nie, dis God wat dit doen en God sal verheerlik word soos wat ons gaan sien. Hy het opgespring, op sy voete gestaan en begin rondloop. Daarna terwyl hy rondstap, huppel en God prys, is hy saam met hulle in die tempel. Hy staan op, hy gaan nie eers huis toe vir sy familie om te sê, hy gaan in die tempel in en hy begin om God te prys. Hy verwag al 'n almoesie, 'n denaro of wat dit ook al mag wees, dis wat hy dalk gaan ontvang op 'n shekel, maar hulle sê vir hom met die gesag en die autoriteit van Jesus Christus, sê ons vir jou, staan op en loop, en hulle laat hom opstaan en loop. En hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, kan ek en jy verstaan hoe belangrik dit is wat ek en jy Gees vervuld moet. Hoe belangrik dit is dat die Heilige Gees kragtig in my en jou sal werk. Hoor wat sê die skrif van ons, Johannes 20 vers 19. Gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deur uit vrees vir die Jode gesluit was, dis die disippels, dis hierdie 12 apostels wat weggekruip het in daai kamer want hulle is bang vir die Jode. En hier beskielik, nadat die krag van God oor hulle gekom het, doen hulle tekens en hulle wonders en mense is verbaas oor wat gaan aan.
gaan mense nie verbaas wees as jy ewe skielik opstaan en in jou werksplek of waar ook al begin om die evangelie te verkondig. Sal mense ook nie wonder, dis 'n wonderwerk, en sal hulle nie na jou toe kom en sê, maar ek kan die liefde van Christus in jou sien, en ek kan sien daar's iets anders in jou, wil jy nie dalk vir my familie bid wat siek is nie? Sien, en dan doen ons van die krag van die Heilige Gees, maak dit vir ons moontlik om dit te kan doen. Hulle was by mekaar gekom, en ek wil hê jy moet sien, van bang disippels, na braaf, selfvertroue apostels. Terwyl hulle ingaan by daai tempel, saam met hierdie persoon wat die getuienis is van wat God gedoen het, gaan konfronteer hulle die Fariseërs en die Sadduseërs, en hulle sê reguit vir hulle, julle het hom doodgemaak. Julle, daar's nie meer 'n bangheid nie. Jy sien, wanneer die Heilige Gees oor my en jou kom en die krag is in my en jou, dan is ek en jy nie bang om meer te getuig oor die goedheid van God. En ek doen dit nie uit myself nie, ek doen dit met die krag van God. Dankie. Onverskrokke disippels en getuienisse vir God. Wonders deur die tale en die tekens en die genesing, net soos Jesus beloof het. Hy sê, wanneer die Gees van God daar is, wanneer die Gees van God in en deur ons werk, sal daar wonders en tekens plaasvind. Nie miskien nie. Ag, jy weet, miskien op 'n maandagoggend as jy goed gecharge is na 'n Sondagse diens en jy stap jy uit, en maandagoggend as jy vuur en vlam vir die Here, dan sal daar miskien hy sê nee, hy sê wanneer jy Gees vervuld is, sal tekens en wonders plaasvind. As jy tekens en wonders wil doen, dan is dit tyd dat ons die Here se aangesig soek en vra. Ons het nodig vir die Gees van God. Ons het nodig om die kritiek stil te maak wat teen die kerk gesê het. Mense wat sê die kerk is magteloos en kragteloos. Die kerk beteken nie eintlik veel nie. Ek sit maar liewerste by die huis en ek kyk dit op televisie of ek luister dit. Kind van God, as jy Gees vervuld is en die krag en die werking en die gawe van die Gees is in jou, hoe kan jy by die huis sit en televisie wil kyk waar daar mense is wat jou gawe nodig het om hulle te bedien in die gemeente? Sien, die vyand kom en hy verdraai alles. Hy maak dit sodat jy kragteloos moet wees. Hy maak dit sodat jy twyfel in jouself. Moenie in jouself twyfel. Hy leer ons vanoggend. Hierdie is die wondertekens wat jy sal beleef wat glo. Hulle moes geglo het in Jesus Christus. Hulle moes geglo het dat hulle die Heilige Gees kan ontvang en dat hulle deur die Heilige Gees gebruik kan word. Dit help nie ek sê ek gaan maar net kerk toe nie. Dit help nie ek sê ek is bekeerd nie. Dit is goed en wel, want as jy bekeerd is, gaan jy hemel toe gaan. Maar daar is iets groters. Daar is die dooping en die invulling of die vervulling met die Heilige Gees wat jou kragtig maak as 'n instrument vir God. Dis waaroor dit gaan. God wil hê jy moet kragtig wees. Hy wil nie hê jy moet daar in die hoekie sit en jouself bejammer omdat jy 'n Christen is nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld en selfs in die skole wanneer ek by Rietek is of by Jan Verdeun. Maar as jy 'n Christen is en jy sit daar so in jou hoekie met jou Bybel en jy lees die Bybel en jy lag nie want jy's bang jou gesig kraak en alles en hier kom 'n ou verby wat net so lank sigaret rook en vloekwoorde, moenie nie naby my kom nie want jou sonde gaan op my spring. Dan wil ek vir jou sê, die duiwel is besig om jou 'n rad voor die oë te draai. Kinders van God is anders, ons is geesvervuld, ons is kragtig, ons is opgewonde, ons is opgewek, ons het die vreugde en die vrede van God in ons lewe. Kyk na die kerk moet opstaan. Hulle sal bose geese in my naam uitdryf. Waar ek by die pastoor bel, hier is iemand wat dalk 'n bose gees het, hier's dalk 'n manifestasie, jy weet die pastoor is toegerus daarvoor. Hy het geleer vir dit. Die geleerdheid gaan nie maak dat ek die bose gees uitdryf nie. Dit gaan oor die krag van die Heilige Gees en of ek vervul is met die Heilige Gees en my verhouding in die nabyheid met God. Dis waaroor dit gaan. Jy kan soveel boeke lees as wat jy wil. Jy kan soveel studies doen as wat jy wil. Maar as jy nie in 'n verhouding met God staan en vervuld is met die Gees van God nie, gaan dit jou niks help nie. En daarom kan die mense nie verstaan nie, jy weet. Daar's so baie mense en ek raak opgewonde oor hierdie dinge. Wat sê ek is 'n Christen, maar bid vir my nie, wag ek daarvoor doen.
Die dominee gaan vir jou bid. Jy jouself maak jouself kragtig as jy dit glo. So bose geeste uitdryf. As jy iemand instap, is dit al gebeur in die gemeente, dat daai persoon in die manifestasie daar is, maar hy wat in ons is sterker as wat hy in die wêreld is, en met hierdie belofte kan ons hom uitdryf. Wie was hier, wie het dit gesien? Ons hoef nie weg, wat? Ek weet van hulle. Hierdie ou is 'n demonsleier. Kom ons bel hierdie ou. Jy kraak jouself op, jy breek jouself af. Jy het selfe mag, hy selfe autoriteit, hy selfe gesag en hy om in die naam van Jesus dinge te kan doen. En hulle sal in nuwe tale praat. Hulle sal in 'n taal praat wat deur die Gees is, en ons gaan later daarby kom soos ons aangaan met hierdie reeks oor die Heilige Gees. Die taal wat God vir jou gegee het. Die taal wat jy spreek, sodat daar 'n uitleg van tale kan wees, sodat die mense kan sien, want as iemand spreek in 'n taal en daar is 'n uitleg, hy weet nie wat dit is nie, maar God openbaar dit aan die persoon, en dan is daar 'n uitleg, en die grootheid van God word geopenbaar. Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer. En hy praat nie van die kobra en die pofadder of die swart mamba nie. Ek sê, bly liewer te weg van hulle. Ek en my slang is nie baie vriende nie. Ek maak hom nie dood nie, maar hy los my uit en ek los hom nie. Maar hy praat hier van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hy praat van hierdie mense wat wetties is. Hierdie mense wat glo dat deur middel van die wet kan ons die liefde van Christus na die mooi maak, want ons staan volgens die wet. Het hy nie vir hulle gesê, julle ander geslag nie? Hy het hulle uitgeroep, julle ander geslag. Hy sê, hierdie mense sal jy kan teestaan, hierdie mense sal jy kan oorwin. Daar is ons so baie mense. Jy wil net vertel van die liefde van die Here, en dan begin hy die skrif vir jou kopiëer. Maar hy het geen verhouding met God nie. Die kennis wat hy het oor die Bybel, maar die verhouding en die inhouding met wie hy staan met God. Dis waar die probleem is. Hy sê hulle ongedeerd kan hanteer. Hierdie Fariseërs. Hy sê as hulle iets giftig is, sal dit hulle nie afgekeer nie. Hulle sal die siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Luister mooi wat Jesus sê. Dit gaan nie hier oor miskien nie. Hy sê dit sal gebeur. Maar ons wil dit nie doen nie, want as daai persoon nou nie gesond word nie, dan lyk ek soos die ou met die evangelis. Wees jy net gehoorsaam en doen God se wil, en God sal doen dit wat hy moet doen in daai persoon se lewe. Maar ek kan nie. Wat gaan die mense dink jy staan nie op by die rolstoel uit nie? Ek kan nie verkeerd praat nie, so gaan hierdie uitlos. Invulling of dooping van die Heilige Gees, en daar sal krag wees om te getuig en dinge in sy naam te doen. Dit sal gepaard gaan met wonders en tekens, dit is 'n belofte. Wanneer laas het jy gehoor van 'n kerk waar tekens en wonders plaasgevind het? Kind van God, ons kan nie gaan op prosperity nie. Ons moet gaan oor die waarheid. En dit is wat God wil hê jy moet doen deur sy Gees. Om hom te verheerlik, om siele te red, mense in te bring wat verlore gaan, hulle tuis te laat voel in die gemeente, en seker te maak dat die dag wanneer hulle hemel toe gaan, jy hulle daar gaan sien as jy hemel toe gaan. Is dit nie die groot opdrag wat hy vir ons gegee het? Tog kies ons om magteloos en kragteloos te wees, want ons glo, ons het nie die Heilige Gees maar. Ek kan dit in myself hê. Of daar is 'n huisleier, kom ek bel hom. Of daar is die, of wat ook al. Duiwel is besig om te laat, want ons jaag ons eie sterk. Sal die Gees van God, sal jy moeg kom. Voorgees sal wegval. Die masker wat jy dra sal afval. Want jy kan die masker dra net vir so lank. En dan kan jy sien waar die Gees vervolgheid is op nie. En jy sal stagneer in jou bediening en in jou geestelike lewe. En vir 'n oomblik wil ek stil staan hier. Want jy sit dalk hierso en jy het 'n bediening, maar jy het nog nooit uitgeleef nie, want jy het nog nooit toegelaat dat die Heilige Gees jou lei in jou bediening nie. Pastoor, maar ek weet nie wat is my bediening nie. Pastoor, ek weet nie wat is my gawe nie, maar ek is geesvervuld. Iewers maak dit nie sin in die konneksie van wie jy praat. Want God gee vir
vir jou 'n bediening. Elkeen van ons het 'n bediening, en elkeen van ons het iets wat God vir ons gegee het om uit te lewe op hierdie aarde. En jy kan dit uitlewe tot die grootheid en die gemak en die selfvertroue, net soos Petrus, deur die krag van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor jou en hoe goed jou bediening is nie, dit gaan oor God. En dat God se naam sal verheerlik word en mense sal sien, maar God is lewendig en hy sit op die troon. Hy het nog nooit gesterf nie, en hy het homself nooit sy mag op autoriteit opgegee. Gaan net weer terug en doen. Sonder die Gees van God raak jy mag. Ek kom nie meer kerk. Ek wil nie meer Bybelstudies bywoon. Ek wil nie meer bid. Ek wil nie meer my bediening uitleef om vir mense te gaan besoek in die hospitaal. Jou eie lewe stagneer. Daai aangename reuk wat jy vir God moet wees, raak weg. Want jy wil nie meer oor die Here praat. Wanneer mense begin praat oor die Here, stap jy weg en jy wil nie betrokke wees daar nie. Want binnekant iewers is daar 'n aanklag, want dalk het jy jouself oorgegee weer aan sonde. Dankie. Die persoon van die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid van God met al sy mag, al sy gesag, al sy autoriteit woon binne my en jou. Dankie. Wat is die dooping met die Heilige Gees? Hier sit jy so en jy sê, pastoor, ek hoor hier. Dalk het hulle nie nou daaroor met my gepraat of wat ook al nie. Wat is die dooping met die Heilige Gees? Ek wil jou vertel, en ek praat uit my hart uit vanoggend. Die eerste keer wat ek vorentoe gaan en iemand sê, kom ons het 'n gebed vir die dooping met die Heilige Gees. En ek glo, dis kom baie mense nie meer kerk toe. Weet jy hoe hard het daai persoon probeer om my om te druk? Weet jy hoe hard het daai persoon vir my probeer sê, luister, sê net hierdie rympie op en jy spreek in tale en jy is geesvervuld. Ek dink dit dryf mense weg van die kerk af, want ons maak 'n sirkus van. Nee, jy moet nie bly staan totdat jy in tale kan spreek, dan kan die mense sien jy is geesvervuld. Ons laat dit, want die duiwel roof en steel en hy vat weg dit wat God jou weer wil seën en waarmee hy jou wil gebruik. Die volgende keer toe hy uitnodig en sê, dan jy die vrymoedigheid gegaan om vorentoe te gaan nie, want ek voel soos jy het 'n stryd nie, so hier wil jy omtrek en jy wil bly staan, en daar's geen beweging of gevoel van die Heilige Gees wat iets in jou doen nie, maar hy jou sê, val, dan is jy gevul met die Heilige Gees, want jy kan nie in die teenwoordigheid van die Heilige Gees staan nie. So maak ons 'n mokkerie van dit waaraan ons glo. En dit klink daar, maar ek het dit self ondervind. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Handelinge 1 vers 8. Ek en jy ken. En wanneer die Gees van God oor julle kom, sal julle my getuies wees. En julle sal krag hê om te praat van my in Samaria, in Judea, in die uithoeke van die wêreld. Almal sal weet van my, want ek rus jou toe en ek maak jou die instrument om te praat oor die goedheid en die guns van God. Is dit die wonderlike belofte van die Vader wat vir elkeen van sy kinders bedoel is? Dis bedoel vir my en vir jou, jy sal krag ontvang. Nie om die Eysterman kompetisie te wen nie, maar om bruikbaar en diensbaar te wees in die koninkryk van God. Dan weet jy. Wat is die dooping met die Heilige Gees? Dis 'n bepaalde ondervinding waarna 'n mens weet of hy dit ontvang het of nie. Jy weet. Hoe weet jy? Daar's iewers skielik 'n verandering in jou lewe. Die manier hoe jy praat verander. Jou gedagtes verander. Hoe jy hier binnekant optree teen mense besig om te verander. Handelinge 19 vers 2. Vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het. Dis die antwoord wat hulle gekry het. Kind van God, as jy tot bekering kom, maak jy seker jy gaan hemel. Maar dis nie waar dit stop.
Jy sien, daar is iets wat God wil hê as 'n kind van God jy vir hom moet doen. En ek en jy kan dit net doen wanneer ons vra na die dooping van die Heilige Gees of die invulling van die Heilige Gees. Dit kom nie van selfsprekend nie. Jy moet soek daarna. Het julle al, ons het nog nie eens gehoor daarvan nie. Baie van ons gaan deur ons hele lewe as Christen, ons het op verkeering gekom. Ons Sondag nie so baie nie, ons gaan meer gereeld kerk en ons trek mooi aan en ons kies ons woorde wat ons met mense praat. Maar dis nie te sê dat jy gevul is met die Heilige Gees. Daar is die dooping met die Heilige Gees 'n werk wat verskillend van en bykomend tot sy werk van die wedergeboorte is. Wedergeboorte vind plaas. Dooping met die Heilige Gees vind plaas. Wanneer jy tot bekering kom en jou naam word geskryf in die boek van die lewe, gaan jy hemel toe. Maar dis nie waar dit so. God het iets groters vir jou instoor. Handelinge 8 vers 13 tot 17. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en hy het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Kan nie anders dan nie, is 'n belofte van God. Wonder en tekens sal volg. Dis 'n belofte van hom. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat mense in Samaria, die vervulling van die woord, mense in Samaria het die evangelie gehoor. Die woord van God aanvaar het hulle vir Petrus en Johannes daarna toe gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gaan bid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Dit het nie van selfsprekend gekom. Jy moet soek en jy moet vra en jy moet smeek en die Vader gaan dit vir jou gee. Daarvan gebid dat hulle die Heilige Gees wil ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van Jesus, van die Here gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Net soos wat Jesus vir hulle gesê het, gaan en gaan wag, soek en bid, en julle sal dit ontvang. En dit het gebeur. Hulle het gegaan, daai mense het 'n honger en 'n dors gehad. Het jy 'n honger en 'n dors vir die krag van die Heilige Gees? Het jy 'n honger en 'n dors vir die krag van die Heilige Gees, strome van lewende water uit jou binneste kan laat vloei, sodat mense gestig en gevoed kan word deur die getuienis wat jy het oor God? Dit is hoekom die Heilige Gees daar is, help my om diensbaar en nederig te wees, om die wil van God te doen en vir sy koninkryk. Dooping met die Heilige Gees is ons elkeen se geboorte, gewaarborg deur die opgestane Jesus Christus. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. En hulle het vir Petrus en die apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. As jy 'n sondaar is en jy lewe in sonde en Christus is nog nie deel van jou lewe, dan kan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Sal die woord sê. Jy moet eers bekeer van sondes. Jy sien jy die Heilige Gees, hierdie sondige natuur hier binnekant, ons kan nie die Heilige Gees wat inkom daar en wat ook al, en hy is nie in beheer van jou lewe nie. Hy soek dat wanneer jy jou sonde bely, wanneer jy jouself leeg maak en hy vul jou met sy Gees, dan behoort jy aan hom. Dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en vir almal daar ver is. Vir almal wat die Here ons God naam toe sal roep. Heilige Gees, laat my hoor die hartklop van die Vader. Hy laat my hoor wat die Vader vir my sê wat ek moet doen. As ek laasweek gekyk daarna, julle sal niks kan doen as julle dit nie hoor nie, van die Heilige, van die Vader af, deur die Heilige Gees. Die dooping met die Heilige Gees staan altyd in verband met God se koninkryk. Gaan nie oor jou hoe ryk jy nou gaan wees nie. Gaan nie daaroor ek kan my healing ministry oopmaak en ek gaan vir my geld inbring en wat ook al nie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor die koninkryk van God en dat jy diensbaar is en sal werk in die koninkryk van God, sodat God verheerlik sal word. Dit gaan altyd net oor God.
Opsomming is die hoofdoel van die doop met die Heilige Gees om as gelowiges toe te rus om ons vir dienswerk bekwaam te maak. Sien, die Heilige Gees leer vir my en vir jou om nederig te wees. Die Heilige Gees leer vir my en vir jou die diensknegt gestalte soos wat Jesus dit aangeneem het. Om as gelowiges toe te rus en ons vir dienswerk bekwaam te maak, met ander woorde, om ons van 'n ornament na 'n instrument toe te vat. Sien, wanneer jy in die kerk kom sit, en jy nêrens iewers die Gees van God in jou werk en deur jou werk nie, dan is jy 'n ornament en dis nie wat God wil hê. God wil hê jy moet 'n instrument wees in sy hand wat gebruik kan word om ons bruikbaar vir die redding van siele vir die Here te maak. Omdat ek daai krag het, kan ek nie stil bly as ek sien iemand doen verkeerd en ek probeer hulle reghelp deur vir hulle te sê wat het Jesus vir hulle gedoen. Terafstel, sommige ervaar die doop met die Heilige Gees as 'n magtige emosionele belewenis en 'n geseënde bewuswording. Dis wanneer die Gees van God oor jou kom en jy val en uit jouself uit en jy begin huil en jy begin besef maar ek is 'n sondaar. Jy begin besef ek kan nie sonder die Gees van God lewe nie en jy besef maar God gaan nou iets groots in my lewe vir my doen. Bring 'n emosionele belewenis aan. Van die Here het my aangeraak. Ander gelowiges ervaar die doop met die Heilige Gees as 'n sagte bewuswording van die diepte, van die krag, die liefde alomteenwoordig en nabyheid, omgee, deernis en almag van die Here. Sien, die Here sê die stam soos 'n ry bliksemdaadjies hier en hier begin ek. En almal val en almal huil en wat ook al nie. Dis nie hoe God werk. God in jou as 'n individu en hy het jou uniek gemaak en hy werk uniek met jou. So dan staan die mense daar voor en hulle wag en alles en hy val nie om nie, daar's nie iets wat gebeur nie, dan stap hy weg en sê hy, weet jy wat, ek glo nie in hierdie ding van die Heilige Gees. Glo nie in want dit het nie met my gebeur. Maar baie maal as jy wegstap daarvan en jy besef dat dit gaan nie altyd oor 'n emosionele belewenis nie en jy gaan soek, sit jy in jou binnekamer en jy's besig om die woord van God te lees of jy's besig om te bid en nie skielik is daar 'n verandering. Sien, God werk met elkeen van ons op 'n unieke manier. Daarom mag ons nie voorskrifklik wees nie, maar ons gebed moet eerder een wees van die volgende. Vader, wat dit ook al mag beteken, as 'n leehouder soek ek die volmaakte van die invulling met die dooping van die Heilige Gees. Moet jou gebed wees. Here, ek is leeg vanoggend voor U. Ek is soekend na U Gees. Kom vul my. En die doper in die Heilige Gees, Jesus sal self die werk doen en elkeen van sy kinders van die Here met sy Gees vul. Die doper met die Heilige Gees is daar vir elke gelowige sodat ons God kan behaag. Word met die Gees vervul is 'n goddelike opdrag wat vir my en vir jou as 'n kind van God gegee word. Die persoon van die Heilige Gees lei ons nie net in die waarheid nie, maar ook na 'n lewe van toewyding. Ek wil deel van 'n familie wees. Ek wil my getuienis deel met ander. Ek wil saam met my broers en susters bid. Ek wil waaksaam wees. Ek wil Bybelstudie doen. Ek wil 'n liefde vir sondaars hê want hy gaan verlore gaan. En as jy besef wat gaan gebeur in die hel, glo ek nie jy gaan jou familie so toe wil laat gaan nie. Jy sal alles in jou vermoë doen om hulle te vertel van die hel en wat gaan gebeur in die hel die dag van die oordeel en as hulle so toe gestuur sal word. Betrokkenheid in die gemeenskap. Inhoudlik. Diensknegt gestalte in die gemeente en as getuienis van Jesus. Sien, jy sal outomaties 'n getuie wees van die Here. Jy sal nie kan stil bly nie, want daai waterstroom wat borrel in die binnekant, wat kom van die Heilige Gees af, gaan jou maak dat jy nie wil praat en wil gesels oor die Here. Jy's daarom kan ons uitroep, Here, ek moet vol van die Gees wees. Nou verstaan ons dat ons na die invulling nie meer soos 'n leehouer vir die Here in die wêreld staan, maar dat ons nou strome van lewende water het wat binne in ons borrel en wat wil uitkom sodat dit kan verkoop, sodat dit kan voed, sodat dit kan redding bring, sodat dit genesing kan bring vir 'n gebroke wêreld wat buitekant waarin ek en jy
geplaas is. Daarom is dit nie goed genoeg om net te sê ek is 'n Christen nie. Ek moet geesvervuld lewe. Eers wanneer ons van die Heilige Gees vol is, dan kan ons lewens en getuies die Here verheer. Daarom roep ons vanoggend, Here, ek bely, ek het die dooping met die Heilige Gees nodig. Help my. En dis juist wat die Here van ons as sy kinders verwag, Heilige Gees vervulde manne en vroue wat bevry is van dieselfde. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. God het jou geplaas, dis sy genade en sy liefde wat jou op hierdie aarde nog hou. Dis sy genade en sy liefde wat jy elke oggend kan opstaan, sodat jy 'n instrument vir hom kan wees. Sy dieselfde kruisig, wat bereid is om gehoorsaam, wat in die waarheid, integriteit en die opregtheid leef, wat verantwoordelik is vir ons eie geestelike groei. Hoor mooi. Jy kan nie elke Sondag net vir 'n uur lang kerk toe kom, die woord hoor en huis toe gaan en die res van die week vat jy nie aan jou Bybel nie of jy spandeer nie tyd met God nie. Jy het 'n verantwoordelikheid ook vir jou eie geestelike groei. Aanvaar jy wat morele aanspreeklike wesens is. Ek moet weet, geesvervuld, ek kan nie lewe in sonde nie, want my getuienis beteken niks. Net soos dat hy ons oorspronklik tot sy eer geskaap het. Efesiërs 5 vers 18 is die opdrag wat hy vir my en jou gee. Moenie dronk word van wyn, daarin is jou onbandigheid, maar word met die Gees vervuld. Ek gaan my musikante verantwoording toe kom. Ons gaan sing, laat dit reën vanoggend. Ek gaan jou nie vorentoe. Ek is nie iemand wat glo in klinies en sulke goed. Dis jou begeerte. Dis jou begeerte, jy wil roep vanoggend. As jy klaar gesnoop het, sal met my en sy hier gaan saam doen. Dis jou begeerte, ek gaan net vir my een terug in die sorry. Laat ons hier terug gaan na die laas 5 punte. En as van hierdie 5 punte heel vanoggend raak, wil ek jy moet met die Here praat. Moet ons sê, Here, ek is moeg om leeg te wees. Here, asseblief, ek is verkeerd, maar nog nie gevul met die Heilige Gees nie, vol wees. En dan gaan jy glo in jou waarheid, as niemand met jou gaan staan nie, as niemand wat vir jou gaan sê, bly staan, totdat jy spreek en taal. Here, ek het 'n bietjie teruggeval en boud geword. Raak my aan met die vuur van die Gees. Ek het die Gees nodig om kragtig te wees in my bediening. Ons is magteloos as dit nie was vir die Here. Ons raak so moedeloos van al die dinge wat teen jou kom, want die vyand gebruik om jou moedeloos te maak, sodat jou bediening nie sal floreer nie, sodat jy sal twyfel op jouself. Veroordeling is die grootste instrument of wapen wat die vyand het om vir jou te sê, maar God het jou nie lief. Jy is nie goed genoeg om te doen wat God vir jou vra. Ek het die Gees nodig om kragtig te wees in my bediening. Here, maak my 'n geesvervulde instrument in U hand vir die redding van siele. Here, ek bely, ek het die dooping met die Gees nodig. Help my. Jy weet, wat is dit wat die Here wil hê moet bid voor vanoggend? Nie gaan nie rondkyk nie, gaan nie vir mekaar kyk, of enigiets soos dit nie, wil jy moet staan. En ek wil hê vandag, jy weet wat die Here het vir hulle gesê, gaan en gaan bid en gaan soek en hulle het daai tyd deurgedruk want hulle het die begeerte gehad om dit het jy begeerte vanoggend. En as jy hom vanoggend gaan vra, dan sê hy vir jou, ek is 'n goeie Vader, ek sal vir jou gee dit wat jy van my vra. Hy gaan dit vir jou gee vanoggend, dis 'n belofte wat hy maak. Kom ons staan. Los daai vir my op asseblief en ons gaan sing, laat dit reën. Wat sê jy van hy 5 punte soek jy vir die Here dit wat reën in jou lewe? Here, ek wil nie 'n houer wees nie. Ek wil nie 'n houer of 'n ornament wees wat stagneer nie, Here. Wil gevul wees met hy strome van die lewende water. Ek wil bruikbaar en diensbaar vir U wees. Kom vol my, ek het U nodig. Dis nie 'n staand om met God te praat vanoggend. Dankie. Here, help my vanoggend vir die saak. Elkeen van hulle is 'n kind van God, elkeen van hulle is
is niks wat ons kan bring. Daar is niks wat ons kan sê, Here, ek weet dit nie, ek hou dit toe agter die Heer. Vanoggend, Here, is dit die geleentheid wat ons het, wat ons het vergeet. Vanoggend is die geleentheid wat ons sê, Here, help ons. Roep uit vanoggend, Here, vul my, Here. Die wêreld het my so bietjie ingesluk. Die wêreld het my van die pad af gevat, Here. Maar vul my vanoggend dat ek weer bruikbaar en dienstbaar kan wees. Vul my vanoggend, Here, sodat ek kragtige tekens en wonders in die naam van die Vader kan doen, sodat U verheerlik sal word. U sien die opregtheid in die hart vanoggend, Here. U ons belofte vergeef, Vader, as ons soek, as ons klop, as ons smeek en vra, sal U vir ons vergeef. Here, hoor die noodkreet van die kinders vanoggend, Here. Hulle wat soek, Vader, dankie dat ek weer die stel nie te leer. Dankie dat ek weer U is 'n getroue God. U is 'n heilige God. U is 'n soewereine God, Here. En vanoggend, Vader, weet ek en jy is die liefde berug. Hulle gebed maak vanoggend. En sê die raak in die Gees door. Vergewe wees met onsself, Vader. Ons kan nie sonder die Gees in die wêreld nie. Wees ons genade vanoggend, Vader. Vul ons vanoggend met hy invulling van die Heilige Gees vanoggend. Miskien is dit 'n blydskap, miskien is dit 'n vrede. Miskien is dit trane vanoggend. Moenie staan wees voor God. Want jy daar van die troon staan, en God gaan nie staan wees om vir jou te sê, God gaan nie staan wees om vir jou te sê, maar gaan weg, gaan weer nie. Hoekom sal ons staan?